Ons luister vanoggend na die Here se woord uit die eerste brief van die apostel Petrus, 1 Petrus 5 gaan ons saam lees. En ons gaan die hele hoofstuk lees, maar ons gaan in die besonder fokus op vers 6 van 1 Petrus 5. In Petrus 5 lees ons saam van vers 1 af. Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hou as herders toesig oor die kudde van God, wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees, en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Deur Silvanus, die getroue broeder soos ek meen, het ek kortliks aan julle geskrywe om julle te vermaan en om te betuig dat dit die ware genade van God is waarin julle staan. Die mede-uitverkorene in Babylon en Markus, my seun, groet julle. Groet mekaar met 'n kus van liefde. Vrede vir julle almal wat in Christus Jesus is. Amen. Ons lees net weer vers 6 saam. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, God se hand is agter alles wat met ons gebeur. Vir elkeen wat glo is dit uiteindelik 'n geweldige troos. En vir elkeen wat nie glo nie, 'n geweldige waarskuwing. Ons skrifgedeelte roep ons dan op om deur die geloof in God se hand te berus. Hierdie gedeelte is deel van 'n brief wat geskryf is deur die apostel Petrus, en hy het teen hierdie tyd van sy lewe uit Rome, die hoofstad van die Romeinse Ryk, uit hierdie brief geskryf. En hy het die brief bedoel vir gemeentes, Christene in Klein-Asië wat verstrooid was. En Klein-Asië is dan vandag se Turkye. Hierdie Christene het toenemend druk van hulle volksgenote beleef van wie hulle geloof. Vir die heidene om hulle was dit baie duidelik dat die Christene in 'n hoër gesag as die keiser glo. Die Christene het verkondig Christus is koning oor alle dinge, en daarom het hulle die gelowiges hoe langer hoe meer teëgestaan. Ook die Jode sou druk toegepas het op die kerk van daardie tyd, omdat die kerk beweer het dat die Messias reeds gekom het. En klaarblyklik as ons na die hele brief
Petrus lees, dan kom ons agter bespotting vanweë die geloof is ook iets waarmee hierdie Christene baie te doen gekry het. En Petrus skryf daarom hierdie brief en hy sê in vers 12 van hoofstuk 5 wat ons gelees het, die doel waarmee hy skrywe, deur Silvanus, die getroue broeder, soos ek meen, het ek kortliks aan julle geskrywe om julle te vermaan en om te betuig dat dit die ware genade van God is waarin julle staan. Die gelowiges moes standvastig bly, hulle moes bly betuig dat dit die ware genade van God is waarin hulle staan. Dit sou immers vir die wêreld om hulle en op die oog af nie gelyk het asof hulle die begenadigdes van die Almagtige is nie. Hulle het immers toenemend swaar gekry. Daarom het Petrus hulle ook sommer vroeg al in hierdie brief uitverkore vreemdelinge genoem. Die gelowiges moes besef dat hulle vir die wêreld vreemd is, maar dat hulle God se uitverkorenes is. Hulle burgerskap is nie maar net in hierdie wêreld nie, hulle is burgers van die koninkryk van die hemele. Daarom wag hulle ook om hulle onverwelklike erfenis te ontvang. Hulle wag vir die uiteindelike vernuwing van die hemel en die aarde as Christus weer kom. Dit moes hulle versterk te midde van enige lyding wat hulle kon tref. Hierdie brief moes hulle versterk. En so is dit vir ons ook, broer en suster, ons identiteit is in Christus veranker, en dit beteken dat ons hier op aarde leef as burgers van sy ryk. Maar ook ons moet hoor hoe ons hierdie lewe met moed en krag tegemoet kan gaan, want ook ons beleef toenemend teestand uit die wêreld. Ons lyk ook nie altyd op die oog af of ons die begenadigdes van die Almagtige is nie. Ons skrifgedeelte spreek dus ook baie kragtig tot ons. En by ons skrifgedeelte is ons aan die einde van hierdie brief. Petrus gee sy laaste vermaanings. Hy herinner die ouderlinge om as herders op te tree in die gemeente en nie as heersers nie. Hy vermaan die jonges om hulle nederig aan die orde van Christus te onderwerp. Dit is wat nodig is vir die gemeente om die toekoms met moed tegemoet te gaan. Die motivering vir sy opdrag gee in vers 5, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Nederigheid sal duidelik van God se genade kan betuig, want God weerstaan die hoogmoedigheid. Nederigheid is nodig om in lyding staande te bly. En dan gee Petrus direk die opdrag van ons fokusvers, verneder julle dan onder die kragtige hand van God. Die woorde sou ook vertaal kon word met word verneder onder die kragtige hand van God. Gelowiges moet verneder word. En dit kan dalk vir ons vreemd klink. Waarom eis God dit? En die rede is in 'n sin eenvoudig. God is wie hy is en ons is wie ons is. Die Here se hand is in die skrif deurgaans 'n beeld vir sy beskikking, sy bestuur van alle dinge. En dan leer ons uit die skrif sy hand is magtig oor alle dinge. Sy bestuur is nie maar net een of ander verlangse bestuur nie, en sy hand is nie 'n hand wat beperk is in krag nie. Sy hand is almagtig. Ons kan dit eintlik sing en ons gaan dit ook net nou sing in Psalm 89. U het 'n arm met mag, u hand is sterk, u regterhand verhewe. Die kerk van die Here het deurentyd hulle bevryding aan God se kragtige hand toegeskryf. Daarom praat die Ou Testament so baie van God se uitgestrekte regterhand. Dit is sy hand van krag. Baie mense dink vandag aan die Here se hand as iets wat nie eintlik so betrokke is in die skepping nie. Hulle dink aan God se hand as iets wat dalk geskape het, maar wat toe eintlik so 'n bietjie teruggetree het uit die skepping uit. Maar so leer die skrif ons nie. God se hand staan agter alles. Meer nog, sy hand is nie maar net
beskikking en bestuur nie. Dit behels ook dat hy in sy beskikking en sy bestuur persoonlik met ons besig is. Dit is die troos wat ons skrifgedeelte wil bring. Ons moet op die uitkyk wees vir die Here se hand. Ons oë moet oop wees om die dinge wat met ons gebeur as die Here se bestuur te sien. Om dit te sien as God wat persoonlik met ons doenig is. En dan moet ons skuil onder sy hand. Ons moet ons nederig onder sy hand stel. Psalm 31 vers 6 verwoord hierdie hartsgesindheid mooi. Daar sê Dawid, in u hand gee ek my gees oor. As Vader rig God se hand alles wat met ons gebeur tot ons beswil. En dit is partykeer moeilik om te aanvaar. Dit sou vir die lydende gelowiges wat hierdie brief eers ontvang het, ook moeilik gewees het om te aanvaar. Die rede, God se hand kan partykeer wreed voel. Gelowiges deur die eeue het met die hand van die Here geworstel. As sy hand vir my 'n liefdevolle vaderhand is, waarom maak hy my seer? Waarom is God se hand dan ook agter my eensaamheid en my depressie? Waarom bring sy hand ook lyding en verdriet vir my geliefdes? Die Here se motiewe is diep en ondeurgrondelik, maar sy hand stel hy uiteindelik tot sy kinders se beswil. Daarom hoor ons in Romeine 8 vers 28 ook. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Die swaar kry wat God se hand bring kan beproewinge wees om sy kinders se geloof te suiwer. En 'n mens weet gewoonlik dat dit 'n beproewing is wanneer die swaar kry wat jy beleef nie deur jou eie sondige toedoen oor jou gekom het nie. En as die Here ons beproef, dan moet ons eintlik daaroor bly wees. Ons hoor immers in Jakobus 1, my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. As ons in beproewings is, dan kan ons weet, die Here is besig met ons, besig om ons in die geloof te versterk, besig om ons te leer, om op hom alleen te vertrou. Hy is konstruktief, opbouend, besig met ons. Maar aan die ander kant, as die Here se hand swaar kry oor ons bring, dan kan dit ook tigtiging wees. Dit kan wees dat jy een of ander sonde doen en daarin volhard en dat die Here se hand jou daarvoor tigtig. Ons kan gewoonlik weet dat dit tigtiging is wanneer die verband tussen ons sonde en ons swaar kry baie duidelik is. En dit is dan in verband met die Here se tigtiging wat Dawid in Psalm 32 sê, toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer, in my gebrul die hele dag, want u hand was dag en nag swaar op my murg het verander soos deur somergloed. Dawid sê hier dat die Here se hand swaar op hom was toe hy sy sonde probeer stilhou het, toe hy dit nie voor die Here wou bely nie. Die Here het hom toe getigtig om hom tot belydenis van sy sonde te bring. God het geweldige worstelinge in sy binneste gegee vanweë sy sonde. En nou hoor ons ook verder, Dawid het sy sonde bely. Hy het hom so onder die hand van God verneder. Hy het na die tigtiging geluister. Wanneer jy dus voel dat die Here se hand teen jou is, doen diep selfondersoek, wees op die uitkyk of dit nie dalk vanweë jou eie sonde is wat die swaar kry oor jou gekom het nie. En die swaar kry wat die Here se hand in sy tigtiging bring, wil hy ons bring tot 'n sondebesef, hy wil ons bring tot skuldbelydenis, dat ons gesond kan word. Maar wat onomwonde staan is dat God se hand iets is waaronder sy kinders moet skuil, waaronder ons nederig moet skuil. As jy met ander woorde nie sy hand teen jou wil hê in die ewigheid nie, moet jy sy hand jou skuilplek maak.
die geloof wat die Heilige Gees in ons werk, maak ons nederig, hy maak ons oë oop om die hand van die Here in ons lewens raak te sien. Hy leer ons deur die woord hoe ons oor ons swaar kry moet dink. Hy maak ons gewillig om ons onder die hand van God te stel. Hy maak ons gewillig om nederig in God se hand te berus. En wanneer jy dan besef dat God se liefdevolle Vaderhand in beheer is van alles, dan kan jy ook vrede hê oor jou toekoms. Dan hoef jy nie in angs en bekommernis te verval oor die dag van môre nie. Ons skrifgedeelte praat juis oor die toekoms. Hoor hoe Petrus sy opdrag motiveer, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Die Here wil elkeen wat onder sy hand skuil verhoog. Hy wil ons ophef uit ons elende. Hy wil ons optel uit ons tragiese toestand, uit die elende waarin ons geval het. Wat hier staan is eintlik geweldig, broer en suster. Die implikasie van Petrus se woorde is dat die Here se hand met ons op pad is na ons verhoging toe. Sy bestuur lei alle dinge daartoe om sy kinders te verhoog. Dit beteken dat hy alle dinge bestuur om jou keer op keer in hierdie lewe uit jou elende op te tel. En nou moet ons nie dink elende is blote swaar kry nie, dit is dit ook, maar elende behels die sonde en die vloek wat die sonde in die wêreld bring. Wanneer die Here jou daaruit optel, dan verhoog hy jou. Wanneer hy jou omstandighede in antwoord op jou gebede omkeer, dan verhoog hy jou. En die verhoging van God se kinders sal dan ook voltooi word wanneer Christus weer kom. Dan sal die nuwe hemel en die nuwe aarde aanbreek. Die kinders van God sal finaal uit hulle elende opgelig word, want daar sal geen sonde of trane meer wees nie. Dit is die punt waartoe die Here die dinge wat met jou gebeur lei. Dit is die punt waartoe die Here die wêreldgeskiedenis lei. Ons moet dit mooi besef, broer en suster, die geskiedenis is nie maar net 'n siklus wat vas is en nooit sal ophou nie. Dit is ook nie iets wat menslik beëindig sal word nie. Die Here se hand voer die geskiedenis na 'n punt toe. En daardie punt is die opheffing uit elende vir al sy kinders. Dit kan ons maar glo. Want volgens ons skrifgedeelte is ook tyd in die Here se hand. Daarom stel Petrus dat die Here ons sal verhef op die regte tyd. Dis nie asof die Here aan tyd onderworpe is nie, hy het die tyd geskape. En daarom sê Prediker 3 vers 1 ook, alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Die Here het die tye vir alle dinge vasgestel. Elke seisoen het sy plek, sy hand bestuur alle dinge volgens sy tyd. Broer en suster, wat 'n heerlike troos bring die hand van die Here. Ons kan daarop staat maak dat die Here alles met sy kragtige hand lei om ons op te hef. Selfs die geskiedenis van die wêreld. Uiteindelik sal dit die kerk wees wat opgehef word in ewigheid. Maar broer en suster, ons moet eintlik vra, hoe kan dit wees? Want daar is nog iets wat ons van die Here se hand leer in die Bybel. Ons leer in Psalm 48 wat ons gesing het. Soos u naam, o God, so is u roem tot die eindes van die aarde toe. U regterhand is vol geregtigheid. Die Here se hand is vol geregtigheid. Hy is volkome reg en volkome regverdig in alles wat hy met sy hand doen. Ons sing in Psalm 48 eintlik van die Here se hand wat nooit die kwaad gedoog. Hy laat nooit die kwaad net gaan nie, hy laat dit allermins seëvier. Nou as ons nou eerlik is, dan besef ons in ons is daar 'n oorvloed van kwaad. Hoe is dit dan dat ons as kerk in die ewigheid verhoog sal word? Hoe is
die Here se hand daarin vol geregtigheid? Die antwoord, broer en suster, lê in hom wat aan die regterhand van die Vader sit. Die antwoord lê in Jesus Christus. Ons hoor immers in Filippense 2 vers 5 tot 8, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die kruis toe, tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Christus het uit louter genade om ons onthalwe homself onder die kragtige hand van God verneder. En die Here het hom deur die Gees gelei om uiteindelik as mens gehoorsaam te wees tot die dood toe, die dood van die kruis. En aan daardie kruis, broer en suster, het Jesus God se hand teen hom gehad. En dit is verskriklik. Die skrif leer ons, vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Daar het die Here se hand hom nie maar net getuigtig nie. Die Vader het hom met sy regterhand getref, met die ewige straf op die sonde. God se hand het alles teen Jesus gedraai. Want ons het almal verdien om die Here se hand in ewigheid teen ons te hê. Ons verdien om deur die verskrikking van sy hand getref te word. En tog het dit vir Christus getref. Dit het hom getref in ons plek. Ag, en hoe het Jesus nie volhard in sy lyding nie? Toe hy sy werk daar aan die kruis volbring het, het hy nie sy Vader daarvoor verwyd nie. Sy laaste woorde was, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Wat 'n aangrypende ding om vir die Vader te sê, net nadat hy Christus met die hel getref het. In u hande gee ek my gees oor. So het Christus hom onder die kragtige hand van God verneder. Nou kan ons vra, hoekom het hy dit gedoen? Hebreërs 12 sê, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Terwille van die vreugde, die ewige verhoging by die Vader, waarin hy en sy kerk sal deel. En omdat hy hom dan om ons onthaalwe tot op die diep en donker dood van die kruis verneder het die Vader hom ook inderdaad reeds verhoog. Daarom sê Filippense 2 ook, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God, die Vader. Christus is verneder en verhoog, dat ons ook kan verneder, die knie voor hom kan buig en verhoog kan word. Wat 'n diep genade en 'n geweldige troos. Broer en suster, Petrus lê in ons skrifgedeelte 'n baie basiese beginsel vir die lewe van elke Christen neer. Ons moet ons onder die leiding van die Gees aan die almagtige hand van God onderwerp. Ons moet dit doen met die vaste troos dat aan daardie regterhand ons koning en middelaar Jesus Christus sit. Hy sal ons ophef uit ons elende, nou en tot in ewigheid. En uiteindelik sal ons hom in die woorde van Psalm 118 kan loof. Die regterhand van die Here verhef, die regterhand van die Here doen kragtige dade. Ek sal nie sterwe nie, maar lewe en die werke van die Here vertel. Die Here het my hart gekastei, maar my aan die dood nie oorgegee nie. Maak oop vir my die poorte van die geregtigheid. Ek wil daardeur ingaan. Ek wil die Here loof. Amen.